Maar vriende, ek wil graag met jou deel vanaand 'n woord en ons gaan 'n bietjie na 'n eenvoudige stukkie in die Bybel kyk. En ons gaan vanaand praat oor potlode. Ja, dis 'n potlood hierdie. Dis 'n regte potlood, hy het 'n punt, hy kan skryf. En die uitveer is gekou ook, soos jy kan sien. En ek het vir my 'n skerpmaker gekry. Hy pas by hierdie potlood. Jy het nog nie so iets gesien in jou lewe nie. En vanaand se tema is maak jou potlood skerp. En ons gaan 'n bietjie kyk in elkeen van ons se lewens en ek wil hê jy moet die metafoor vanaand gebruik vir jouself, want net jy sal weet hoe lyk jou lewe se prentjie met jou potlood wat jy moet skerp maak. En hoe gaan jy hom moet teken? Net jy gaan vanaand weet hoe lyk die prentjie in jou lewe wat jy nodig het met jou potlood? Of hoe lyk die potlood in jou lewe wat jy dalk moet skerp maak? En ek glo die Heilige Gees sal met elkeen van jou praat op die plek waar jy is. Nou voor ek verder gaan, ek wil 'n bietjie potlood praat. So, as jy 'n potlood vat en jy maak hom skerp, 'n tradisionele rooi en swart potloodjie, nie een soos hierdie nie, kan jy 35 tot 45 km lange streepie met hom trek al die pad. Of jy kan 45.000 woorde met een potlood skryf en dan is dit verby. Ons praat van 'n potlood, maar daar's nie lood in 'n potlood nie, glad nie. Dis grafiet wat gemeng is met klei. Dis hoe die ouens daarmee begin het. En dis hoe hulle die eerste potlode gemaak het wat baie jare terug is. 1795 toe die eerste ou dit reg gekry om die ding te maak met iets binne in die hout. En toe sit 'n potlood. So 'n hele rukkie terug. Baie interessante ding is die Amerikaners het gegaan en hulle het baie geld spandeer om 'n pen te ontwerp, om dit reg te kry om onderste bo in die ruimte te skryf, want daar's nie gravitasie vir die ink om te loop nie. Wat doen die Russe? Hulle gebruik 'n potlood. So die Amerikaners het al die moeite gedoen vir niks, die Russe gebruik 'n potlood. Jy kan in die ruimte met 'n potlood skryf, is nie 'n probleem nie, hy is dit. Nog 'n interessante ding is dat die eerste potlode vir baie jare nou nog is eintlik geel. En waar die potlood begin het, was die geel baie belangrik want geel was 'n koninklike kleur in China. So as jy nou jare gelede 'n potlood gekoop het en hy was geel, dan was hy made in China en dan was hy die beste wat jy kan kry. Vandag waar koop jy 'n potlood? By Shein. Ons weet dit. Maar dis waar, daar lag hulle weet. Ek ken ook daardie gedeelte. En eers in 1858, toe het hulle uiteindelik besluit om 'n uitveertjie by 'n potlood te sit. So daar's weer 'n paar potlood feite wat jy nie geweet het vanaand nie. En dis 'n potlood. En daar word 14 biljoen potlode per jaar opgeskryf. Al gebruik ons nie baie potlode, maar daar's 'n klomp mense op hierdie planeet wat nog steeds potlode gebruik. En ek wil begin om vir jou 'n storie te vertel van 'n dogtertjie en 'n potlood. Hierdie dogtertjie was baie lief om te teken. Verskriklik, en sy het haar potlode gehad, verseker. En hierdie selfde dogtertjie se juffrou vra toe vir haar eendag, sy moet asseblief vir hulle 'n paar prentjies gaan teken by die huis. So gesê, so gedaan, en sy is opgewonde, want sy gaan met haar potlode werk, want dis wat sy gaan hou om te doen. En natuurlik potlood en pen, papier, daar gaan ons spring weg, uitveer in die hand, en sy begin teken. Dit gaan goed. Nie 100 jaar daarna, en sit sy met 'n probleem, die potlood begin stomp raak. So al wat sy nou kan doen is om net harder hierdie potlood vas te hou, en hierdie prentjies te teken. En jy weet self, hoe harder jy werk, hoe breër raak die lyntjies later, en uiteindelik is hierdie potlood stomp, en dan forceer jy vir hom deur die papier. Dit wil nie werk nie. Gelukkig is daar iemand soos 'n oupa wat sien, maar sy kleinkind sukkel met hierdie besigheid. En hy sê vir haar, maar hoekom maak jy nie die potlood skerp nie? Nee oupa, ek is besig, ek het nie tyd nie. Hy sê vir haar, gee vir my die potlood. En hy vat die potlood by haar, en hy maak die potlood vir haar skerp. En hy die potlood skerp gemaak het, gee hom terug vir haar. En sy gaan aan met haar prentjie. En dis ewe skielik makliker. En sy kan nie glo nie, sy is terug waar sy begin het. Sy het momentum, sy sukkel nie. Oupa het net vir haar geglimlag. Want hy het geweet, hy het sekere lewenswysheid. En hy het vir haar gesê, my kind, as daar 'n lewensles is wat ek jy wil vandag leer is, as 'n potlood stomp is, kan jy harder druk en harder probeer en jy gaan minder reg kry
vat die tyd en maak jou potlood skerp. En jy sal nie weet nie, daar is 'n skrifgedeelte in die Bybel wat dit vir jou baie mooi verduidelik. Jy het nie eens nodig om soontoe te blaai vanmiddag nie, want ek het dit sommer vir jou baie vinnig bymekaar gesit. En jy gaan hom onthou. Daar is 'n boek met die naam van Prediker. Prediker 10 vers 10. Hoor wat staan in Prediker 10 vers 10. As die bil stomp word en 'n mens die snykant nie geslyp het nie, moet hy meer krag inspann. 'n voordeel is om wysheid in te span. Selfe storie. As 'n byl stomp is. Hulle het nie potlode in die Bybelse tyd gehad nie, maar die metafoor is 'n byl hierso in plaas van 'n potlood. Ek wil 4 goeters na kyk vanmiddag oor hierdie byl of hierdie potlood. Die eerste ding begin die skrywer by, wat is die toestand van hierdie byl? Hy stomp. Wat is die toestand van die dogtertjie se potlood? Hy stomp. Dis die toestand waarin hy sit. Hy werk nie meer soos hy moet nie. Hy's nie nuut nie, hy het al 'n bietjie werk gehad. Hy's besig om 'n passiewe werkstuk te wees, want jy kan nie met hom werk nie. Dis jou eerste probleem, dis waar dit gaan. Daar moet werk gedoen word. Nou ons almal gebruik baie werkstukke, jy gebruik nie net 'n potlood nie. En as die ding nie werk soos hy moet nie, dan is hy nie vir jou veel werd nie. Goed soos 'n selfoon. Maar jy kan nou nie 'n selfoon skerp maak nie, maar jy kan die selfoon se battery laai. Goeie soos jou rekenaar, 'n motorkar. Daar is soveel toerusting, 'n tandeborsel. Het jy al 'n tandeborsel probeer skerp maak? Nee, dit werk nie. Wat maak jy as 'n tandeborsel nie meer werk nie? Gooi hom weg. Nee. Jy bær hom in die kas. Hy gaan later wit tekkies en handy gebruik om skoon te maak. Daar's 'n spesifieke doel vir daai tandeborsel. Jy kan dit nie weer vat, maar gooi hom nie weg nie. Hoor wat ek jou vertel. En ek het verskillende goeders nodig. Grasnyer, enige stuk toerusting wat jy gebruik. Dames met die breiwerk in die kerk. 'n Breinaald is net so 'n belangrike ding. En ek dink as 'n breinaald stomp is, gaan hy ook nie werk nie. Maar ek en jy het 'n potlood nodig wat kan skryf. En 'n stomp potlood help jou net mooi niks nie. En jy gaan nie jou lewensstorie skryf nie. En ek wil dit bietjie ernstiger vat. Ons praat nou net van goeters. Dalk in jou lewe op hierdie stadium sit jy met 'n verhouding met iemand, maak nie saak wie dit is, wat op 'n potlood is wat stomp is. En dalk is dit nodig dat jy moet gaan en hierdie potlood moet begin skerp maak. Want die verhouding is besig om seer te kry. En jy sal weet watter een dit is. Maar 'n stomp potlood, 'n stomp byl gaan nie werk nie. Kom ons wees prakties. Wat is die volgende ding wat die skrif vir ons sê en wat maak sin is? Slyp hom. Maak die byl skerp. Maak die potlood skerp. Dis die maklikste ding om te doen. Nee, dit werk nie mos deesdae so nie. Nee. As 'n ding nie werk in die moderne wêreld nie, wat doen ons? Ons gooi hom weg. Dis baie makliker. Koop 'n nuwe een. Dis wat ons doen. Dis die maklikste. In plaas van om 'n ding skerp te maak of reg te maak, kom ons gooi hom weg. Jy moet bietjie die ashoope gaan ondersoek. Gaan kyk bietjie daar waar goed weggegooi word. Daar's die interessantste goed wat jy in jou lewe al gesien het. Want mense gooi dit weg. Hulle het dit nie meer nodig nie. En jammer, ons hou nie goed in stand nie. Maar daar's 'n erger ding om te doen. Dis nog een ding om 'n ding weg te gooi. Maar as dit gaan oor 'n verhouding, kan jy net 'n verhouding weggooi nie. As jy in jou lewe sit met 'n situasie waar 'n verhouding so is soos 'n stomp potlood, help dit nie jy gooi hom net weg en gaan haal 'n nuwe potlood nie. Daai potlood gaan nie van self skerp word nie. Daai verhouding gaan nie van self reg word nie. Daar's tye in jou lewe wat jy die batterye moet vervang. Daar's tye in jou lewe wat jy die lemme moet vervang. Daar's tye wat jy die skerm moet vervang. Jy kan dit nie net altyd weggooi nie. Maar hoe werk ons? Wat is die maklikste? As die potlood nie regtig werk nie, die verhouding nie, wat in jou lewe ook al jou potlood is en jy weet laai waar jy sit. Wat is daardie ding wat die Here werk met jou in jou lewe wat nodig is om skerp gemaak te word? Wat doen ons dan? Hoe gemaklik is ons nie dan nie? As dinge nie wil uitwerk nie, dan gaan soek ek 'n ander ou se potlood. Ja, dis wat ons doen. In plaas van die moeite te doen om self skerp te maak, gaan soek jy iemand anders se potlood. En kom ons hoor wat sê die skrif daaroor.
2 Konings 6 vanaf vers 1 tot 6. Jy sal nie glo nie, maar 'n byl kan dryf. En hoor wat gebeur hierso. Op 'n keer kom 'n groep profete na Elisa toe en sê vir hom: "Soos u kan sien, is hierdie plek waar ons saam moet bly, byeenkom te klein vir ons. Laat ons afgaan na die Jordaanrivier toe, waar elkeen 'n paal kan gaan kap. Ons kan daar 'n nuwe vergadersaal bou." Dit's niks niets om kerk groter te maak nie, dis wat gebeur het. "Toe, goed," sê hy, "gaan gerus. Kom gou saam met ons," vra een van hulle. "Goed, ek kom saam," sê hy. Hy het saam met hulle gegaan. Toe hulle by die Jordaan aankom, begin hulle bome afkap. En dit was nou profete of ouens wat in die bediening is. So dominees en pastore mag ook hulle hande vuil maak. Moenie laat hulle net altyd vir jou staan en kyk nie. Hou hulle dop. Hulle het saam met hulle gegaan. Toe hulle by die Jordaan aankom, begin hulle bome afkap. Terwyl een van hulle besig was om 'n boom te kap, val sy byl in die water. "Ag meneer," roep hy uit, "dit is 'n geleende byl." "Waar het dit ingeval?" vra die man van God. Die man wys toe vir hom die plek. Elisa het 'n stok afgekap, dit in die water gegooi. Die byl het boontoe gekom en gedryf. "Gryp dit," sê Elisa vir hom. Die man het sy hand uitgesteek en dit gegryp. Elisa het 'n byl laat dryf. Want iemand het iemand anders sy byl gaan leen om dit wat hy eintlik moes gedoen het, nie te gedoen het nie. Hierdie profeet was veronderstel om kerk te bou met sy eie gereedskap. Wat doen hy? Hy gaan leen 'n byl. En ek en jy is baie keer geneig in plaas van om ons eie storie te skryf, om iemand anders se potlood te gaan leen. Of om miskien op 'n Sondag kerk toe te kom, en is wonderlik dat jy hier is, maar dis die persoon wat hier voor is, wat vir jou nou en dan 'n gebed doen, of 'n stukkie Bybel lees, en daar bou jy jou hele lewe. Maar jy haal nie jou eie potlood uit nie. Jy begin nie self skerp maak nie. Jy begin nie self daaraan werk nie. Maar ek wil terugkom by ons eerste teksvers, ons het so 'n bietjie afgedwaal, maar ons het besef, moenie ander mense se goed leen nie, want as hy in die water val, is hy weg. Dis 'n voorreg om 'n Elisa te hê, maar ek en jy het nie altyd 'n Elisa naby om te sê, help, iets het aan die water geval nie. Maar dis waar, ek kan sien op julle gesigte, baie van julle is nou totaal verbaas. Regtig, het staan in die Bybel, die byl het gedryf, al was hy van yster. Dit is 'n wonderwerk. Dis God wat dit doen. Die volgende gedeelte wat hy verder sê is, wanneer 'n potlood stomp is, of 'n byl, vat dit meer energie om hom skerp te maak. Dis die waarheid. Wanneer iets in jou lewe nie wil werk nie, moet jy harder werk daaraan. 'n Stompmes moet jy harder mee sny. Maak nie saak wat se metode jy gebruik nie. 'n Potlood wat stomp is, moet jy harder op papier druk, sodat jy aan die einde van die dag 'n prentjie gemaak te kry. 'n Stomp verhouding is net so moeilik om aan die gang te hou. As jy 'n verhouding het, en as die Here vanaand met jou praat in jou hart, oor 'n verhouding wat jy weet aandag nodig het, dan is dit nodig om te sê, maar kom ons maak hom weer skerp. Want die verhouding vat te veel moeite. Die verhouding maak my moeg, want hy stomp. Want hoe harder ek en jy in hierdie verhoudings druk partykeer, hoe stikkender word die papier en hoe moeiliker is dit. Dan die laaste gedeelte wat die prediker vir ons hierso sê is, nou hoe gaan jy dit regkry? 'n Baie praktiese persoon hierdie wat geskryf het. Salomo is, gebruik jou verstand. Jy het 'n gesonde verstand. En hy sê dit baie duidelik in die skrif, maak die byl skerp, gebruik jou gesonde verstand. Jakobus 1 vers 5 sê, die van ons wat wysheid nodig het, bid daarvoor, vra vir die Here. Daniël het insig en wysheid nodig gehad, gaan lees in Daniël 2, hy het dit van God gebid en hy het dit gekry. Maar ek en jy het wysheid nodig. Ek en jy het nodig om by die Here te sit. Partykeer die stomp potloodjie uithaal. Miskien is die potlood wat jy moet skerp maak, die ene wat in jou Bybel moet skryf. Miskien is die potlood wat jy moet skerp maak, dit wat jy nodig het om vorentoe te kan gaan in jou geestelike lewe. Jy sal weet. Miskien is jou stomp potlood jou verhouding met God. En het jy nodig om vir 'n slag te gaan stil sit, net rustig by die Here te wees. En net te sê, Here, hier is ek. My potlood is stomp, waar begin ek? En dis die moeilikste ding vir ons om te doen. Ons skram weg daarvan af.
Ons sal liewer weet die skerpmaker is daar elders. Weet jy hoe lyk jou skerpmaker? Het jy 'n idee hoe lyk 'n goeie skerpmaker? Ek sal vir jou wys. Daar's hy. Daar's die beste skerpmaker wat jy in die lewe kan kry, is hierdie ene. Partykeer het jy nodig om hierdie skerpmaker weer op te tel. Ja, jy's kind van God, en het jy nodig om hierdie skerpmaker oop te maak en te gaan sit, en jouself as die potlood net weer skerp te maak. En jy het nodig. En ek nooi jou uit om dit te probeer, want ek kan jou een ding sê, wat sal gebeur is, die Here sal opdaag, want hy's getrou, altyd. En baie keer wag hy vir jou. Moenie 'n ander persoon se skerpmaker gebruik, of 'n ander persoon se potlood nie. Die Here het vir jouself eene gegee om mee te werk. Gebruik hom, dis joune. Amen. Kom ons bid saam. Here, ons kom vanaand voor U met 'n verwagting van U teenwoordigheid. Ons kom vanaand voor U met 'n verwagting van herstel in onsself. En ons het U so nodig. Ons word stil voor U vanaand en ons sê, Here, hier is ons in ons eenvoud. Daar is goeders in ons lewe wat stomp is. Daar is goed in ons lewens wat aandag nodig het. Ons kom vanaand voor U en ons bid en sê, help ons, wys ons, lei ons. Help ons, Here, tel vir ons die potlode op dalk in ons lewens wat stikkend is. Wat se punte afgebreek het, laat ons hulle kan skerp maak saam met U. En as ons nie weet hoe om hulle vas te hou nie, Here, vat dan my potlood uit my hand uit en hou hom vas en begin saam met my oomblik vir oomblik om hierdie potlood skerp te maak. Ons besef net meer en meer hoe afhanklik ons van U is en dat U die enige ware God is. Amen.